Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending hier op die kanaal. Omsit Sports TV, die program skuins voor afskop. Coach Ein, hoe gaan dit daar? Hallo, Omsit neer is great. Het is lekker om terug te wees hier saam met die mense en vir hulle almal sê ons welkom hier vir nog 'n episode net voor 'n Saterdag. Ja, net voor die dinge net môre weer hier in die Overberg. Ons praat meestal in hierdie program oor wat in die Overberg gebeur. Ons gee so op voorskou, ons idees en ja, Coach Ein, maar wat 'n week jong, wat 'n week. Dit gaan ons nou nog oor daai skeieregter wat daar Bolling Makisi deur die lug gevlieg, die vletjie daai kant, die onderbroek die kant, die jersey die kant en net 'n stofwolk waar hy gestaan het op die veld. Al wat 'n man is te sien is net kaarte. Jong, die volgende oomblik sien ek weet nie of hy skeieregter weet wat hom getref het. Ek dink hy het sommer aanvaar. Hy was gespeel of hy was plat gehad met die opponent, maar ek dink meer hy was in die pad gewees van die ander spelers was daar reeds plat gedruk. Maar ja, daai sy probleem. Nee, ek het lekker gelag, Coach. En ja, wat die lekkerte is, na die wedstryd kan jy met hierdie skeieregters gesels. Hulle is baie vriendelik. Hulle is nie mense wat nou hulle aanmatigend is en hulle nee, ons het nog 'n bietjie lekker gey gemaak van die Patalje daarso. Dit is 'n nice man, die man wat oog om het. Ja nee, kyk wat gebeur. Dan laat my baie keer dink aan die begrafnisondernemer. Jy kry mos 'n begrafnisondernemer en dan kry jy mos soos hulle noem die slippedraers. Dis goed. Nou kyk jy daai slippers meneer, hy maak enige tyd 'n slip meneer en dan begrawe jy jou. Ja nee, kyk, hulle noem vir hom slippers. Yes. Daar's ook 'n ander konnotasie aan slippers, die trein. Hulle sê mos altyd slippers dis op die treinstawe. Nou daar kom hy trein mos 'n maak mos 'n bestaan. Dis korrek. Yes. Nou jy kom ja. Maar soms dit sien jy hom nie. Nou dit wanneer hy slip maar. En Boeslow as 'n dooie man. Kom. Maar nee, ja, ons is hier so. Ons is hier. Coach Ein, môre se wedstryd, vat ons begin na so. Ek dink ons vat hom sommer daai wedstryd Seahawks. Seahawks Botterfield. Omsit. Botterfield het momentum. Botterfield kom nou van 'n kliphare game af. Teen Houston waar hulle koning gekry het. So ek dink dat hulle sien eintlik uit na hierdie enetjie waar hulle net minder druk het, maar nog steeds iets op gaan doen. Ja, jy sien Coach Ein, ek sê altyd vir mense, moenie vir Seahawks onderskat nie. Veral die daarso in Anderston nie. Ons gaan nou sê, mense gaan nou vir my sê, ons sê, nee, wag jong, jy is van die pad af. Nee, ons is van die pad af. Ek het al gesien wat gebeur. Nee, hulle sit 'n fight op. Ek het al gesien wat gebeur met manne in spanne wat daaronder lê. Hulle het niks om te verloor nie. Niks. Daai manne gaan opdaag, hulle gaan 'n lekker jol hê en as jy nie opdaag as die span wat verwag word om te wen nie. En daai manne sien hierso is dit nou om 'n slip te maak, om jou te begrawe. Dan gaan hulle jou begrawe meneer. Baie belangrik. En dit noem ons dan daai noem hulle die skok. Die skok, soos wat gebeur het tussen hulle en Rangers. Daai aan, jy kan nou nog nie verstaan dat Rangers hulle gewen het nie. Verstaan jy? Daar was ook 'n slippedraer. Daar was 'n slippedraer. Jy het gedoen, hy slippedraer en hy kus moeilik sak. Maar wat daar val hierdie hele kus rond en al in. Hy het hom nog eens reg op die berrie gesit die meneer. Toe hulle sê soos Boeslow sê boef. Ja, die man is toe. En Safkol was 'n dooie man. So ja, ek is bevrees verstaan as Botterfield dink hulle gaan môre net opdaag en 'n 5 vat. Dan kan dit dalk vir hulle 'n lang dag word daarso in Anderston.
En ons weet wat is Anderston, ons weet wat is die Seahawks se posisie. Hulle soek 'n dringende wen. Hulle soek dringende wen, ja. Om net onder onder Grabouw uit te kom. So ja, moenie Coach Jersey, moet nou nie dat jy met jou broek op jou enkels gevang word en jy deel word van die slippedraers wat jou laat val nie. Nee, so ek dink aan die Haag het 'n surprise deurkom nie, maar is soms dit sê Seahawks as 'n ander Seahawks is dit daar, hulle is eintlik die Seahawks nie, hulle is Sea Lions. Ja, Brees, maar ek dink jy is gaan 'n surprise hê. Met alle respek gesê. Ja, dan die ander wedstryd vir my wat interessant gaan wees is die wedstryd wat op Grabouw plaasvind. Ons weet Grabouw is ook onder druk. Grabouw het verlede week het hy verrassend. Yes. Mense kan ook nie sê verrassend nie, want ek dink die twee spanne Hulle match mekaar lekker. Maar ek is nog steeds 'n bietjie gedisappoint verstaan in die minpunte wat Seahawks of die feit wat die Seahawks opgesit het teen Grabouw nie. Teen die G nie, ja. Gegee wat die feit verstaan jy dat ons weet waar die G hom bevind. Kom die G en hy druk eintlik vir Seahawks om lekker in die grond en maar altyd sê maak toe 'n noekerie. Ja, was 'n noekerie. Maar môre speel die gekweste tiere. Yes. Hulle speel môre op Grabouw teen die G. En ek dink die G se ster is in die lug. Maar ek weet nie of die G al die energie gehad het. Ons weet dat en jy het al baie gesê coach dat Bredasdorp hulle travel nie lekker nie. Maar nou weet ons ook verstaan die G is hierdie jaar maar baie koud gewees. Hy was meer koud as warm. Miskien met die druk wat hulle nou is en die probleem wat hulle in die gesig staan met 'n moontlike relegasiewedstryd. En as ek gaan kyk verstaan die wedstryd teen wie hulle moontlik gaan speel in relegasie gaan of Atlantics wees of dit gaan Ellens Kloof wees wat op die stadium daai twee spanne gel. Hulle kook. Jy wil eintlik nie in 'n relegasiewedstryd betrokke wees nie. Een van hulle twee nie. Ek dink die enigste span wat dit gehou daarvan wat 'n groot jol gehad het in 'n relegasiewedstryd was Genadendal. Dat lyk my Genadendal het hulle opgeset vir 'n relegasie. Hulle het later gaan meesters kom word 3 keer in 'n ry. Hulle het 'n driekensbal en hulle daar uitgehaal. En kyk waar is Genadendal vandag? Hulle lê nommer 8. So ek weet nie wat is jou indrukke van môre se wedstryd die gekweste tiere Bredasdorp Rangers wat dan daar op die G gaan veld vat. Ja, ons het soos ek al baie keer gesê het, Bredasdorp Rangers as hulle travel is hulle maar warm en koud. Jy weet nooit eintlik wat om te verwag op die dag nie. Baie kere dan is dit asof hulle net nie opdaag nie as hulle op die pad is. En die G weet dat hulle kan nie nou nog bekostig om foute te maak nie. So dit in ag geneem dink ek dat hy gaan 'n baie goeie wedstryd wees om te kyk want dit gaan goeie rugby wees. Vir my ek dink die G se manne begin nou gewoond raak aan mekaar. Die manne wat daar is, ek met die manne raak gewoond aan mekaar. So dit mag dalk net wees dat hulle die gekweste tier in die keel gaan bied het môre. Ja, enige iets is moontlik. Maar jy weet die gekweste tiere, ek het gepraat daar met ID sê, hulle worry nie nou meer van bonuspunte en die. Hulle wil net die wen het want hulle jag die lok. Korrek, ja. Want as die spanner Abu wat nommer 2 en nommer 3 lê dalk gly. In Caledon gly en hulle kan verbykom en hulle kan wees 'n top 4 speel. As hulle geworry nie. Hy sê almal van al die mense het vir hulle gey gemaak toe hulle hier onder lê. Hier nommer 8, nommer 9 Correct, en hulle lê ewe skielik 6de. Yes, en hulle het hulle baie van hulle ou spelers terug. Presies en met Caledon verstaan wat op die stadium ek dink Caledon lê 6de of 5de. Caledon lê 5de, maar Caledon se probleem het 'n probleem môre. En ons kan sommer met daai wedstryd praat. Hulle speel môre teen julle. Yes, en die ander probleem is die feit dat hulle net 2 opgetel het verlede naweek in Claremont. Het hulle ook bietjie gekneelter. Hulle het te verder onder druk gesit verstaan. Dis korrek, ja. En hulle geleentheid wat hulle dalk in die oog het om met top 4 te speel, Yes. is eintlik 'n lelike knou toegedien.
want môre is dit julle. Yes, omdat Caledon is altyd 'n gevaarlike span op Canola Park. Juist oor die feit dat Caledon het 'n geweldige supportersbase. Absoluut. Veral as hulle by die huis ook speel. En asof die hele Caledon opdaag op Canola Park. Op Canola Park opdaag. Maar aan die ander kant, dink ek is Safcol een van die spanne wat die beste travel in terme van spectators en supporters, wat saam met hulle mense ook beweeg. So die veld gaan vol wees en binne die 4 lyne gaan die manne mekaar goed in die oë kan kyk. Ek dink dis die business end van die seisoen. So Safcol gaan kom baie ernstig Caledon toe. Ek dink Andre, jy maak 'n baie belangrike punt hierso. Enige veld, enige plek hier in die Boland waar Safcol speel, hy kan altyd staat maak op sy supporterbase. Kyk, ek weet nie wat Dimitri vir daai mense gee daarso op Grabouw nie, maar Here jong, daai mense travel. Dit maak nie saak waar Safcol speel nie. En dit sal môre presies dieselfde wees. As jy nou dink, okay nee, ek het 'n tuisvoordeel en my skare gaan my deurdra en jy speel teen Safcol, dan maak jy 'n bitter groot fout. En dit voel vir jou as speler van Safcol. En ek het mos nou al baie wedstryde van hulle gedoen. Dit voel so vir jou asof jy by die huis speel. Dis 100% korrek. En juist die feit dat Caledon bietjie sukkel met diepte voor, gaan dit 'n plek wees waar hulle sal moet vasstaan in die wedstryd môre. So, jy weet, coach, ek het nou die dag gesê vir iemand, toe sê ek, op die stadium is die 2 spanne wat geklop moet word in die Oeverberg, is Botterivier en natuurlik Safcol. En die rede hoekom ek sê, dis die spanne, en of mense dit nou wil erken of nie, dis die spanne wat jy weet wat 'n bank het, wat in die laaste 20 minute op daai veld kom, Korrek, ja. wat met dieselfde intensiteit speel, as wat die ou gespeel het wat begin het. So daai ou wat van die bank af speel, kan net so goed begin het. Korrek. En dit is die voordeel op hierdie stadium wat 'n Botterivier het en 'n Safcol het. En as jy nie die tipe van spelers het wat van die bank af kom speel, om met daai intensiteit te kom speel, Correct, om dieselfde spel te lewer, of die spel nog na 'n hoër vlak te vat nie. Yes. Dit is dink ek waar baie van die spanne op hierdie stadium, na my mening, in hierdie groot uitdaging in die Oeverberg uit mekaar uitval. Ons het dit verlede week gesien met die wedstryd Botterivier en Horsten dominate die hele eerste helfte. Hulle is in beheer, hulle is on top of hy wedstryd. Wat gebeur? Die bal word afgeskop, vir 'n oomblik verbreek Horsten sy konsentrasie, Botterivier gaan skoor, en toe Botterivier skoor, toe sy gap, omtrent dink wat 2 punte verskil, en toe is dit verby. So, absolute, as jy teen Safcol speel, as jy teen Botterivier speel, jy moet vir 80 minute rugby speel, jy moet vir 80 minute konsentreer, anderste gaan daai ouens vir jou aan die einde van die dag laat staan en 'n win gryp. En jy weet, 'n paar jaar terug was Horsten so 'n span. Korrek, ja. Horsten was 'n span, jy kon nie teen Horsten enigstens bekostig om konsentrasie te breek nie. Veral in die laaste deel van hy wedstryd. Veral in die laaste 10 minute. Correct, ja. Selfs in die laaste 5 minute. Daai mense, ek het al baie wedstryde bygewoon van Horsten. En dan sê ek myself, nee, hier wen 'n Caledon, of nee, hier wen 'n Safcol, of nee, hier wen. Dan kom daai ouens meneer, believe, hulle het mos 'n spreekwoord gehad, believe. En daai ouens het baie spanne se toeskouers se harte gebreek meneer, letterlik gebreek in die doodsnikke van die wedstryd. Because hulle het geweet, die players wat hulle het, die kwaliteit players wat hulle het geweet, hy players glo, hulle speel tot aan die bitter einde toe. En dit wat jy op die stadium, wat ek sien, wat gestalte kry
in 'n span van Safkol en 'n span verstaan jy van Ja, ek dink coach van Brendan en die coaches by Safkol en die players, ek dink hulle het hierdie week baie goed voorberei en ek dink hulle moet hierdie enetjie te vat om sit. Ja nee, absoluut. Ek alle respek gesê en ek dink Safkol gaan net een te veel wees vir Caledon, veral hier na die einde toe. Maar ek sê ook Safkol dink dit gaan 'n hok in 'n park wees. Nee, dit gaan 'n fight wees. Daar gaan hulle misjudge, verstaan. Caledon gaan nie sommer net besluit nie, verstaan. So dit gaan kliphard wees. Dit gaan kliphard wees en vir my die span coach A wat sy kans die beste benut. Beste dissipline het en soos ek vir jou sê die span wat sy subs reg gaan bestuur en dan met die subs reg wees. Coach A Verliesdorp. Hy wedstryd Verliesdorp. Ons het Verliesdorp genanda. Verliesdorp het nie 'n bad span nie. Verliesdorp het 'n redelike goeie span. Hulle het goeie gewig voor. Hulle het goeie playmakers agter. Hulle het 'n fantastiese 9-10 kombinasie op hierdie stadium wat die bal goed voor hulle dek kan hou. Hulle het 'n baie slim 10 en maar die 10 is nie al ou wat die spel kan maak nie. So hulle Verliesdorp het 'n goeie span. En maar die ding van Verliesdorp is en ek sê dit baie, hulle travel ook swak. Verliesdorp by die huis lyk my is 'n hele ander Verliesdorp as 'n Verliesdorp wat op die pad is. En Genadendal het die knie gebuig voor Rangers verlede naweek. Hulle het nie gedoen wat hulle gedink het hulle gaan doen nie. En ons het nogal bietjie gestaan agter Genadendal vir die enetjie. Maar ek dink hulle sal wel regmaak en weer winning ways toe terugkom. Ek sal gaan vir as Genadendal vir Verliesdorp voor kan tem. Dan en veral die taktiese skoppe van hulle 10 kan neutraliseer, dan behoort ek hierdie enetjie vir Genadendal te kan gee. Ja nee, as ek gaan kyk na die traject en die lyn wat Genadendal op hierdie stadium volg, dis heeltyd opwaarts. Dink ek daar wag 'n lang dag môre vir Verliesdorp. Dit is ja. Absoluut. Dan die wedstryd, coach A, die manne wat volgende jaar weer die boord gaan speel, streek uit daartoe gaan, Kleinmond versus Rivier in die End. Op Rivier, ja. Ons het, hoekom, ek het nou 'n paar wedstryde, ons het nou 'n paar wedstryde van Rivier gesien en ons sien hulle teken punte aan. Hulle teken punte aan. En Kleinmond gaan nie tevrede wees met 'n draw verlede naweek teen Caledon, maar ek dink Rivier op hierdie stadium geniet die rugby. Hulle kan niks doen nie. Hulle feite is gesiel. So al wat nou moet gebeur is, hulle kan nou net lekker jol en dit geniet. En om teen so 'n span te speel wat niks het om te verloor en net dit geniet, is nogal 'n uitdaging. Absoluut, ek stem. So Kleinmond sal heeltemal beheer van die wedstryd moet hê, indien hulle 'n goeie telling teen Rivier gaan opsit. Ja, ek dink wat Kleinmond hierso try doen is Kleinmond probeer eintlik maar 'n beter lokposisie kry, want ek dink Kleinmond lê iewers skielik 9de. As ek dit reg het, ek is nie seker nie. En so almal van die ouens wat nou speel, probeer maar net die lokposisie verbeter wat hulle verlede jaar in was. Maar die gevaar daarin, soos jy sê, teen 'n span veral soos Rivier in die End wat absoluut niks het om te verloor. Hulle weet hulle speel volgende jaar in 'n laer liga. As daai verrassing wat daar gaan kom. En ja, dit sal great wees as Rivier in die End môre nie great vir Elvisia in die span van Kleinmond nie. En die ander ding is om sit Kleinmond mag daar lê op die lok waar hulle lê. Kleinmond speel op die stadium baie goeie rugby. Ja, laat ons eerlik wees, Kleinmond speel op die stadium die beter rugby. En as ons gaan kyk, we staan net op grond van die evaluering van waar die spanne speel. Daar kan ek nie sien in my wilste drome dat Rivier in die End môre vir Kleinmond gaan klop nie.
Maar ons het al baie op die program gesê, coach, rugby as 'n ander sport. Rugby is 'n ovaalbal. Hy op enige kant. Hy op enige kant toe. Ons het dit gesien wat verlede week gebeur het op Kleinmond teen Caledon. Yes. Caledon lead 19-0. Caledon voorgeloop, ja. Goeie Basies 10 minute voor. Goeie voorsprong gehad. Wat doen Kleinmond? Die bal spring net reg. Hulle in ewe skielik toe hulle Binne 5 minute. Toe is hulle 19-19. Yes. En ek dink baie mense vergeet baie keer dat die telling om 'n 3 te druk in 7 is baie punte. So as jy 15-3 voorloop en daai ou kom skoor. En hy skop oor as dit ewe skielik 15-10. Korrek. Dit is soos in die verlede wat dit 3 punte getel het. Hy steel nou 5 punte. En ek dink dit is waar spelers en spanne baie keer hulle met judge verstaan Correct, met die ja. telling. So ja, nee, hierdie een coach Eis gee ek ook definitief vir Kleinmond. Dan die wedstryd van die naweek. Universals. Austin. Ja, In die bos. dis derby tyd. Austin, so ek sê, kom nou van 'n baie harde wedstryd af. En om 2 naweke agter mekaar die manne te kry in 'n mindset van, kom ons noem dit maar oorlog. Wil gedoen wees, maar Austin ook 'n appeltjie te skil met Stanford. Presies, dis wat ek net vir jou gesê het. Jy praat van jy praat van oorlog. Dit gaan beslis oorlog wees. Want ons het verloor in die eerste ronde teen Stanford. Op Stanford, ja. Baie van die spelers van Austin het getrek Stanford. Correct. So daar is meer in hierdie wedstryd as net 'n wen of 'n verloor. Dit is persoonlik. Die afrigter is 'n ou Austin afrigter. Ja, hy ken vir ons net afgerig daar. Ja, so is 'n bietjie meer persoonlik as net 'n derby. Hulle noem ons sommer vir Universals, noem hulle mos sommer die 5 dorpies. Die 5 dorpies, ja. Maar laat ons eerlik wees, die span het verlede jaar nog gespeel in die streek uit daar. Dis 'n span wat ek dink hulle 3 keer of 2 keer verloor teen Genadendal in die relegasie. En hier kom hierdie span in die groot uitdaging. En as jy gaan kyk die kampioen in die groot van die streek uitdaging wat groot uitdaging kom met Seahawks. Het ek gereken Seahawks gaan baie beter vaar. Ek het gedog Seahawks gaan miskien in die 8ste posisie eindig. Nou sien ons maar Seahawks beklei nou eintlik net vir oorlewing. En dan sien jy die span wat tweede geëindig het verlede jaar in die streek uitdaging. Hy lê in die top 4. Hierdie span lê in die top 4. En dit lyk asof die span hy gaan net van krag tot krag en as hulle nou môre vir Austin wen, lê hulle in die derde plek. Dat is korrek. En ek dink Austin gaan definitief wil seker maak dat hulle hierdie ene vat. En weet jy wat interessant is nie? Dat die span wat in die streek uit daar speel, so as hulle nou aangaan soos hulle aangaan, speel hulle volgende jaar al die eerste keer in die Overbuck Challenge onder die top 4. Wat 'n besondere prestasie is. Geweldige prestasie. Ewe skielik bevind hulle onder die top dogs wat natuurlik Safkol, Botterivier, op die stadium is dit Austin en Caledon. nee, Caledon gaan nie daar wees nie. Universals. Dit gaan Universals. so dit nou is gaan dit daai 4 wees. Maar wat ek wil sê is So dit gaan nou 'n veg wees tussen die TWK, die wat is Kloof munisipaliteit versus die Kaap Gullis munisipaliteit. ja, is baie belangrik, maar wat ek wil sê ook om sit is die feit dat ook mense moet ook Nie Kaap Gullis die oorstrand. mense moet ook natuurlik gaan net die hoed tilt vir die bestuur en vir die mense van Stanford, want hulle het geweet wat gaan nodig wees in die groot uitdaging. En dit gaan kyk, dis kom die naam 5 dorpies daar is en hulle het gaan seker maak dat hulle kan compete. En dit is ook 'n baie groot achievement volgens my. Ja, ek dink die ouens het vir mekaar gesê, jy wag, ons gaan nie net hierso kom, soos die Benjamin baie gesê het, toe hulle die eerste keer die Saldanha toernooi speel, toe sê Benjamin mos daar, hulle het nie gekom hierso om net te compete nie. Hulle het hier gekom vir besigheid. Hulle het gekom om te kom wen.
En wat was die einde resultaat? Die eerste keer wat Safkol as 'n buiteperd, Is 'n wildcard. as 'n wildcard kom deelneem, vat hulle die Die trofee, toernooi, ja. Saldanha toernooi. Die next jaar back to back. Back to back, ja. Poland Champs. So dit hang alles af verstaan jy van die ingesteldheid van die players. Koop die players in die bestuur se visie en daai bestuur se visie is dit die visie in die goals van die afrigtingsteam. Yes, korrek, 100%. So ja, môre ek Ja, hulle baie Lena Austin meneer. ek weet nie of ek 'n voorspelling moet maak nie. Ek gaan bloot hierso op Yes. tuisveld voordeel. Om En daardeur sê ek nie dat Stanford het nie die vermoë om vir Houston te wen nie. Hulle het klaar Houston gewen. Ek gaan net op want daai veld op Houston Yes. In die bos. kan intimiderend word. Kan intimiderend word. Dit kan intimiderend word, ja. Dit kan leek. Maar wat ek wil sê is ook omsit wat vir my ook baie belangrik is en nice gaan wees is dat die manne wat in mekaar speel ken mekaar. En die supporters van beide spanne ken mekaar. So in die bos gaan dit oorlog wees môre. En dit gaan 'n grootte wees in die Oeverberg. Maar soos ons dit sê, tuisveld voordeel, skrik vir niks. Ja, nee, absoluut. Ja, kos en dan nog twee goed voordat ons vanaand hierso af van die stel af gaan. Caledon se goue seun Matteo Leroux is back. Hy's terug vandag gekom. Terug by die huis. Ag, Gister gekom. Dinsdag gekom. Dinsdag het hy gekom. Ja, Ek het die voorreg gehad om vir hom te verwelkom, om met hom te gesels. Wat 'n seun, wat 'n besonderse prestasie. Ek kon sien die nederigheid verstaan wat hy die mense wat hom daarso ontvang het tegemoet kom. Sy moeder, ja, dit is net amazing. En dan coach hy die naweek nog 'n groot Sondag Yes. middag Wellington. Ons eie Cavas, Boland Cavaliere. Korrek, hulle Die speel. Cheetahs in Die die Cheetahs. eerste Karibeker wedstryd op Wellington. Mense, dit gaan groot wees. Ons het vir jare het ons gesê Boland is vrot. Ons het die bestuur beskuldig. Ons het klomp goed gesê. Nou het Boland goeie borge en Boland is in die Karibeker. So ek wil van hierdie platform af wil ons regtig waar vra. Kom uit in groot getalle. Dit is wat die Cavaliere môre nodig het. Yes. Daar op Wellington. Nie môre nie Sondag. Ek self was op pad. Dis korrek. Ek is op pad. Wat is die manne dra? Dit is vir my belangrik dat ek daar is. En ek gaan al drie wedstryde bywoon. Die een van my wat seker een van die hoogtepunte gaan wees is wanneer my eie Bloubulle. Weet ek, kom ons het Heidelberg man. Heidelberg Transvaal. Sorry, Heidelberg Kaap. Ek is 'n groot Bloubulle ondersteuner. As ek altyd in Pretoria gekom het, nou nog, ek maak moeite om net te gaan by die stadion. Net daarin by die stadium te kom. Maar dit gaan 'n groot wees. Dit gaan vir my weer 'n belewenis wees om my eie mense, die Bloubulle. Ek weet nie wat ek daai dag gaan skree nie. Maar as Boland nou vir my een van hulle replikas gaan skenk, dan kan ek dalk my oog toemaak verstaan en sê okay, ek vat nie my replika van die Bloubulle nie. Korrek. Maar dit gaan 'n groot wees. So, maar ons wil regtig waar die Boland publiek wil ons uitnooi. En ek verstaan daar's 'n ding dat as jy jou ticket aanlyn koop en jy tik jou klub se naam in, dan kry die klub 'n payback van R10 dink ek. Op 'n kaartjie, maar dit is vir die volwassenes. Yes. En dan is daar ook as jy al drie wedstryde bywoon en jy koop jou kaartjie online, dan staan jy die kans om 3 pryse te wen. Ek weet daar's 'n jaar se hoenig en ek dink daar's 'n geleentheid wat jy 'n dubbelkaartjie kan kry, wat jy die bokke en dink die bokke se wedstryd later vir jaar kan bywoon en dan kan jy nou oor ook slaap. En ek dink daar's nog 'n prys en dit is hy vir hele jaar 'n bier kan sy verniet.
Ja. Nee, kyk, Boland kom met 'n lag. Hoender en bier. Dis hoender en bier. Is nie meer koek en bier. Dis nie dop en 'n choppie, dis 'n hoender en bier. Hy Kentucky gehad, nie Kentucky nie, hy Rainbow gehad, hy dan, here jong, hy gehad. Ja, maar praat van bier om sit. Ek sien die ding van cooler boxes. Dit raak aan ook kultuur by Rugbyveld. En ek salute clubs waar hulle nie seker goed toelaat nie. Ek het altyd Botterfield goed gepraat omdat hulle 'n sekere harde hard and fast rule gemaak het oor alcohol. Maar dit is mense altyd so snaaks, hier dra 2 manne 'n cooler box in en dan sit hulle met die cooler box en die kindertjies speel al rondom die wyn en dit sê vir my daar raak ons kinders groot met 'n as ek dink dit is 'n kultuur wat hulle dit moet so wees dat jy moet dronk en drank celebrate as jy rugby kyk en dit vir my altyd iets wat van 'n probleem. Ja nee, dit is maar 'n probleem in ons gemeenskappe, veral omdat ons weet ons gemeenskappe is baie kwesbaar. Onder die drankstorie. Ja, dan gaan nou 'n party van die mense vir jou sê maar jy moet jou drank vir jouself drink. Ons verstaan daai, maar dit sal maar altyd 'n netelige kwessie bly. Maar ons vertrou en ons hoop verstaan dat mense wat dan nou met hulle koelebokse by die veld opdaag, die koeleboks vir hulle self hou en dit maar vir hulle self drink. Sit op die koeleboks. En sit op die koelebokse. Bring dit maar om maar so die stadiums is by die veld nie. Sit dit op die koeleboks. Sit maar net op die koeleboks verstaan en so af en toe verstaan jy dat jy maar net hy wat binne is verstaan en lawe jy jou. Maar ja, jongens met dit gesê, ek hoop en vertrou dat die spelers en almal wat by die wedstryd hierdie naweek gaan wees, dat hulle veilig sal wees. Correct. En my bede is dat ons Sondagmiddag sal sê Boland boe. Boland die beste. Net een land. En dis Boland. Van my kant af, weens baie dankie vir elkeen wat inskakel, so getrou inskakel en luister na ons. Ons waardeer vir julle. Goeienaand. En van my kant af, safe trap ouens. Coach